Ek wil terwyl ons so staan vanoggend, wil ek vra Gerdien en Hannes, wil julle nie gou vorentoe kom nie? Gerdien en Hannes, kom sommer gou vorentoe. Soos Gerdien gesê, die Here het so groot werk in hulle lewe gedoen in hierdie week. Kom staan sommer hier voor by my asseblief. En op hierdie stadium staan hulle in geloof vir so baie dinge, en hulle staan in geloof ook vir dit waarvoor baie van ons vandag hoop. So ons gaan begin by een plek, en dan gaan ek vra dat hulle ook in geloof vanoggend saam met ons bid vir elkeen wat sê, maar Here, ek het ook 'n aanraking nodig. Ek het ook 'n deurbraak nodig. So voor ons saam bid, kan ons net vir die Here 'n groot applous gee vir wat hy in hulle lewe gedoen het in hierdie week. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Nou ek het hierdie nie met hulle afgespreek voor die tyd nie. Maar baie keer gaan 'n mens deur seisoene waar die geloof in jou hart opvlam. En hulle staan op hierdie stadium in 'n geloof, soos ek gesê het, wat baie van ons nodig het. En ek weet, ons bepaalde goed in ons lewe waarvoor ons die Here vertrou, vir 'n wonderwerk, vir 'n deurbraak. En net so weet ek, ons baie hier vanoggend, wat ook die Here vertrou, vir 'n wonderwerk, en vir 'n deurbraak, in 'n bepaalde area. So ek gaan vra dat hulle vanoggend hulle hande uitsteek na julle. En soos wat hulle in geloof gestaan het hierdie week, gaan ek vra, kom ons staan ook vanoggend in geloof, vir daai ding waarvoor ons die Here vertrou. En dan gaan ons saam bid as familie vanoggend. En ons glo vir groot getuienisse, dat daar week na week, Gerdien en Hannes, daai getuienisse op hierdie verhoog sal wees, van God wat ingryp. So gaan vra, maak goed toe jou oor daar waar jy staan. Hannes, Gerdien, steek julle hande uit na almal toe. En ek wil vanoggend vra, Heilige Gees, hier is so baie van ons wat vanoggend sê, maar Here, ek wil ook daai storie hê. Ek wil ook daai getuienis hê. En dalk is dit in finansies, dalk is dit in 'n huwelik, dalk is dit in 'n kind wat moet terugkom huis toe, of in 'n genesing, of in 'n saak wat afgehandel moet word, waar ook al dit is. Here, ons vra vanoggend dat hulle getuienis, elkeen se getuienis hier sal wees. Hier's van ons vanoggend, Here, wat groot besluite moet neem. Hier's van ons vanoggend wat bid vir 'n kind. Hier's van ons vanoggend, Here, wat vra, maar Heilige Gees, ek het nodig dat my familie U raak sien. En ons wil vra, Here, soos wat hulle hande uitsteek, Here, dat daar geloof in elkeen van ons sal opvlam in hierdie week. En ek wil nou vra, Here, kom raak elkeen aan, van kop tot toon. Elkeen wat sê, Here, ek het daai wonderwerk nodig, ek het daai ingryping nodig.
Kom raak ons aan, Here. Kom werk in ons huise, kom werk in ons huwelike, kom werk in ons liggame. Maak deure oop waar net U kan oopmaak. Geef ons duidelikheid en besluite. Dankie, Here. Dankie, Here, dat daai wonderwerk ook nou oorspoel na elke een hier vanoggend. En ons eer U daarvoor, Jesus. U is so goeie God. En ons vra, Here, gryp in. Wees teenwoordig. En ons eer U, Jesus, vir 'n getuienis van hierdie week en nog 'n getuienis wat gaan kom vir elkeen hier. Nou is dit so lief. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. En almal sê saam, amen. Kan ons daai koor, Pieter, net nog 'n keer sing asseblief. Kom ons bly net staan vir die laaste een. Dat dit dan is. Myself met my hart wegdoen, van myself gestoot, vir die heerlijkheid wat die wil ek heen. Ja, ek hier wil myself verloor, in die heerlijkheid wat die wil ek heen. Met my hart wegdoen, van myself gestoot, vir die heerlijkheid wat die wil ek heen. Draai gou nou iemand langs jou en sê net vanoggend, prys die Here vir dit wat kom. Prys die Here vir dit wat kom. En dan is jy welkom jou sitplek in te neem. Dankie lofgroep. Ag, wat 'n ongelooflike oggend. Wat 'n ongelooflike oggend. Kan ek net sê, dankie dat jy hier is op 'n lang naweek. Ek weet daar's baie wat 'n lang naweek kry mens mos maar so gevoel, maar die Here is ook op vakansie. So. En ons verstaan dit, dis goed, dis mooi. Maar dankie dat jy hier is vanoggend, almal wat met kinders ook hier is. Prys die Here, prys die Here. Ons het in die week besef 'n jaar terug, presies 'n jaar terug op hierdie Sondag het ons afgevlieg en het ek my, wat noem mense dit, proefpreek kom doen. En ek het sê dankie dat julle ons gekies het. Ons is baie dankbaar. Dit voel vir ons na jare of ons regte Delmassers is. So ons kla oor dieselfde goed. Ons dink aan dieselfde goed. En ons is hartseer oor dieselfde goed, maar ons vier dieselfde goed. So dankie vir julle en dankie vir die laaste, ek dink is seker nou omtrent al 10 maande wat ons deel is van die gemeente, deel is van die dorp. En what a journey. What a journey. Ons sê nou die dag as ons terugkyk, kan ons nie dink waar ons 'n jaar terug was en waar ons vandag is nie. So dankie vir elkeen. Dankie dat ons saam hierdie ding kan doen. En julle gaan sien ons 'n klein predikertjie wat weer in die gang afkom, maar prys die Here daarvoor. Ek wil net sê Pieter, ek weet nie of jy onthou nie, maar toe ons daai Sondag hier was, kon daai mannetjie nog nie eens rol nie. En nou vandag hardloop hy hier af. So ons berei hom voor om eendag te preek en prys die Here daarvoor. So ek wil net sê, as jy nog nie 'n kaartjie het vir die vroue konferensie nie, bespreek jou kaartjie of gaan na die tyd en sit net jou naam daar agterop, daar gaan iemand wees by die eerste kuierbanier, gee net jou naam en nommer, en net so, as jy nie kan betaal nie, wil ek vanoggend vir jou sê, as jy regtig nie kan betaal nie, sal ons jou borg. So, as jy weet van 'n vriendin, as jy weet van 'n vrou wat dit dalk nie kan bekostig nie, dis R120 per persoon, skryf hulle in,
Geef ons hulle naam en nommer, ons sal vir hulle die link stuur, ons sal vir hulle kaartjie uitreik, en ons gaan die Here vertrou volgende naweek op daai konferensie vir 'n baie groot werking van die Gees. So mense hoor baie keer vrouekonferensie en jy dink wat gaan gebeur, maar dit gaan 'n naweek van tasbare teenwoordigheid wees, waar die Here gaan vloei en gaan bedien, so nooi mense saam, nooi dames saam. Ek wil nou sê manne, ek wens ek kan jou insneek, maar daar kan jy die koffie gooi daar agter en dan net saam luister. Dis ook lekker. Maar as jy nie kan betaal nie, ons sal jou borg. Maar daag op, moenie wegbly nie, en kry jou kaartjie, weens, as jy nie weet hoe om te bespreek nie, gaan skryf met jou naam daar agter na die tyd op, en dan sal ons vir jou die details stuur, maar ons is opgewonde oor dit. So ons is die laaste ruk, is ons baie besig met die disippels se verhale, en vanoggend gaan ons weer aan so tipe 1 raak, maar dis een van daai wat my persoonlik eintlik baie uitgedaag het in hierdie week, en partykeer gee die Here mos vir jou 'n woord, en dan strak hy jou so bietjie, dan sê hy, maar voor jy hom preek, moet jy hom eers voel, en dan dink ek partykeer, Here, maar laat iemand anders hom bietjie voel, maar ek is baie opgewonde oor hierdie, en het gaan oor daai verhaal in Matteus 16, so in Matteus 16 is al die disippels en Jesus by mekaar, en hulle is besig om mense te bedien, hulle is besig om hande op te lê, hulle is besig om woord te bring, hulle is besig om bevryding te doen op mense, en terwyl hulle besig is, kom hierdie fariseërs en die sadiseërs na Jesus toe, en hulle kom toets hom. Die Bybel sê letterlik, Matteus 16, hulle het hom kom toets, en dan sê hulle vir hom, gee vir ons 'n wonderwerk uit die hemel uit. Uit die hemel uit. Hoekom? Sodat ons kan sien wie hy is. En dan staan Jesus voor hulle. En dis vir my die mooiste ding van Christus. Ek dink baie keer kyk ons na Jesus amper as hierdie kinderbybel prentjie van hom. Jy weet, hy's net die sagte lammetjie, maar hy's ook die leeu. Hy's ook die leeu van Juda. En dan staan hy voor hulle en hy sê vir hulle, net 'n slegte en afvallige generasie vra vir 'n teken. Kan jy dink, jy vra vir die Here iets en die eerste ding wat hy vir jou sê, is net 'n slegte en afvallige generasie vra hiervoor. Wat vir my so mooi is, Jesus eindig nie daai sin met, maar hoor my hart nie. Het jy al agtergekom, baie keer as ons waarheid wil bring vir iemand, of ons wil iets sê, dan eindig ons met, maar hoor net my hart. En ons sê eintlik iemand sleg, maar hoor my hart. Ek is eintlik so lief vir jou, maar jy is so sleg vir my. Maar Jesus doen dit nie. Jesus praat met hulle, hy bring hierdie waarheid in liefde, baie direk, en dan sê hy hierdie, hy sê vir hulle, maar ek sal vir julle die teken van Jona gee. Wat het met Jona gebeur? Jona was 3 dae lank in die visse maag, en toe word hy lewend uitgespoeg. So ek gaan vir julle die teken van Jona gee, met ander woorde, na 3 dae gaan ek opstaan uit die dood. Maar hulle mis dit, want hulle wou hom toets, hulle wou hom vasvra, en dan kry Jesus die disippels by mekaar, en hy sê, kom ons gaan na die oorkantste oewer. En nou sien ek in my geestesoog, hoe stap Jesus? Hy's moeg. Dit was 'n lang dag. En dan gaan sit hy in die boot. En dis nou maar my verbeelding, maar ek sien hoe kry hy 'n Bonaqua watertjie. Of Perfect Water. En dan sluk hy die hitte van die dag af. En terwyl hy in die boot sit, hoor hy, hoe praat die disippels? Hy hoor waarmee hulle besig is. En dan kom hulle aan die oorkant en dan besef die disippels, maar ons het nooit brood saamgebring nie. Hulle is aan die oorkant van die see. Hulle besef ons het nooit brood saamgebring nie. En daar's nie 'n spar nie. Kan ek dit sê, hoe hartseer is dit dat spar toemaak? Magtig, ons gaan hom mis. Ons vertrou die Here nog steeds dat hy in ons dorp werk. En as hulle moeg, en dan begin Jesus met hierdie woorde, so hulle het nie brood nie, hulle het nie kos nie, dan sê Jesus hierdie, kom ons lees saam, Matteus 16 vers 6, en dit sê, Jesus het vir hulle gesê, pas op, en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die sadiseërs.
wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Kan jy dink, as jy in 'n plek is waar jy sê, maar ons het die brood vergeet, en nou begin Jesus met hierdie vreemde woorde, maar Here, dit maak eintlik nie sin nie. En die rede dat hy begin met dit, is want toe hy op die boot gesit het hy iets gehoor. Hy het gehoor waaroor hulle praat. Hy het gehoor waarmee hulle gedagtes besig was. Hy het gehoor hoe die Sadduseërs en die Fariseërs se woorde hulle gedagtes begin beïnvloed het. So dan begin Jesus met hulle praat, maar dit gaan nie oor die brood nie. Hy praat eers oor die suurdeeg. Onthou, wat is suurdeeg? Suurdeeg is hierdie, kom ons lees. Suurdeeg is hierdie. Suurdeeg verwys altyd na valse lering of ongeloof. So hy hoor hoe hulle besig is om met mekaar te praat, en in hulle taal is daar ongeloof. In hulle taal is daar valse lering. Het is maklik om deur ons dorp te gaan en te praat met 'n mond van ongeloof, waar suurdeeg in ons gedagtes begin inkom, en dan begin Jesus met hulle praat, want hy besef, een interaksie met die Fariseërs het hulle geloof begin knak. Een interaksie het hulle begin beïnvloed. En is baie keer soos met ons ook. Weet jy wat is een van die lekkerste goed, is om nuwe Afrikaanse woorde te leer. En partykeer is dit mooi, partykeer is dit interessant. En een van die interessante woorde deesdae is die woord oorwurm. Oorwurm. Nou as ons daai Kurt Darren liedjie opsit, gaan die helfte van ons meer dans as in die musiek, nee. Oorwurm. Maar ek weet nie of jy besef het hoe vinnig deel raak van jou taal nie. Ewe skielik begin almal oor dit praat, of hop, spinnekop, en ons was nou al daai lekker goeders. Maar ons gaan dit nie sing in die kerk nie, prys die Here daarvoor. Maar hier is die ding, een woord kan jou taal oorneem. Een interaksie met die Fariseërs en die Sadduseërs het hulle geloof begin beïnvloed. Baie keer dink ons is sterk, maar ons siel is altyd soekend na iets meer. Ons siel is altyd soekend na iets wat ek nie nou het nie. So een gesprek, een kuier, een oomblik met 'n Fariseer kan ons geloof heeltemal knak. So hier staan hulle. Hulle het vir 3 jaar lank saam met Jesus gestap. 3 jaar. En ek dink Jesus was teleurgesteld, want na 3 jaar het een interaksie hulle geloof begin vou. Na 3 jaar se bloed, sweet en trane. 3 jaar se saam bedien. En een interaksie begin hulle knak. En daarom sê hy vir hulle later, hy sê, klein gelowiges, hy sê, hoekom praat julle met mekaar, asof ons nie vir 5000 mense kos gegee het met 5 broodjies nie. Hy sê, klein gelowiges, hy sê, hoeveel mandjies vol het ons nie by mekaar gemaak nie, hoe besef julle nie, ek praat nie nou oor brood nie. Hy sien, die woorde van die Fariseërs is besig om hulle oor te neem. So as hy praat oor suurdeeg, dan praat hy oor dit wat besig is om hulle geloof te steel. So hy sê vir hulle, besef julle nie, dat ek nie nou praat oor brood nie. En dan gaan ons verder, ons lees Matteus 16 vers 12. Matteus 16 vers 12. Toe het hulle verstaan, dat hy nie bedoel het, dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie. Maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. Baie keer praat ons met die Here. Ons praat met God, selfs in daai binnekamer gesprekke, of ons praat met iemand anders oor die Here, en dan kry ons hierdie woord, hierdie vers, hierdie gedagte van hom af, maar ons verstaan nie eintlik wat hy nou vir ons wil sê nie. Of iemand stuur vir ons 'n boodskap, en sê ek het gedink aan jou, en ek gedink hierdie ding is vir jou. En dan kyk jy na dit en jy wonder en jy sê, maar Here, ek het eintlik 'n woord nodig vir my huwelik. Ek het eintlik 'n woord nodig vir my finansies.
En al woord wat jy die heeltyd kry, gaan oor besigheid. En dan sê jy, maar Here, ek het nie eers 'n besigheid nie. Of Here, ek het hierdie woord nodig vir my gesin. En al woord wat jy kry, is 'n woord oor aanbidding. Baie keer praat die Here met ons oor iets anders as waarmee ek in die oomblik besig is. En dis moeilik om daai te verstaan, maar daar's 'n doel daar agter. Ek sal nooit vergeet nie. Hierdie is nou so min of meer my 18de jaar in bediening. En daar in die begin, kyk as jy aanvanklik in 'n kerk inkom en jy is ongetroud, kom elke liewe tannie en sê, hoorie, my dogter. Daai tyd het ek nog hare gehad ook. En nou bid ek vir die Here aanvanklik toe ek in bediening was, in bediening ingekom het ek by 'n kerk gewerk sonder salaris. En baie op die Here vertrou, wonderlike goed gesien. Maar elke persoon wat vir my bid, het gebid, Here, gee vir hom 'n vrou. Here, hy is so alleen, ek is nie. Ek cope. Ek gaan alleen see toe en eet maar roomhuisie alleen daar op die strand. En almal bid vir 'n vrou, en bid vir 'n vrou. En ek kon nooit verstaan nie, en dan sê ek, maar Here, al wat ek soek is werk. En almal bid vir 'n vrou. Tot ek daai vrou van my drome ontmoet. En die eerste keer dat sy vir my melktert bak, besef ek, dink ek gaan met jou trou. Maar daar was 'n doel daar agter. Daar was 'n doel daar agter. Hulle het gebid vir 'n vrou en ek het nie besef, ek het nodig gehad om my hart voor te berei daarvoor nie. Sien, ons sien nie altyd soos God sien nie. Ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Ons wee is nie sy wee nie. Baie keer is ons hier aan die kant van die boot besig. Check, ons gee hulle 'n oomblik. Baie keer is ons hier aan die kant van die boot besig met brood. En ek is besig om hierdie ding te bewerk. Here, dis waar ek nou 'n antwoord nodig het. En terwyl ek hier aan die kant besig is hy besig in die engine kamer. En ons verstaan nie, Here, maar hoekom praat jy nie oor dit wat ek nou nodig het nie? En hier is die ding, want hy sien altyd die einde voor die begin. So baie keer gee hy vir ons wat ons nou nodig het om later te kan oorleef. Hy gee vir die disippels hierdie woord, pas op vir die suurdeeg. Hulle het nie nou suurdeeg nodig nie, maar hy weet later gaan daar 'n kruisiging kom en die versoeking gaan daar wees om te val vir hierdie woorde van die Fariseërs. So hy weet, hy sien die geestelike, die fisiese, die emosionele rad wat nodig is om reggemaak te word in my gedagtes, my siel, my gees, sodat ek sal aanhou om hom te kies, sodat ek nie sal val vir die suurdeeg nie. So hy praat met hulle. Pas op vir hierdie suurdeeg. Here, ek wil nie nou oor suurdeeg praat nie. Ek het 'n gevoel, die Here gaan al hoe meer en ons as gelowiges begin werk met goed wat nie nou in ons lewe aangaan nie. Wat ons nie nou nodig het nie. Maar wat kom oor 2 jaar of 3 jaar en hy begin ons nou al voorberei. Ek het 'n gevoel, baie van ons gaan begin boodskappe kry en woord kry en verse kry. Wat jy nie nou verstaan nie of jy dink nie dis nou van toepassing af nie, maar bære daai goed. Want later gaan jy dit nodig hê en later gaan dit begin sin maak. So hy sê vir hulle, hy sê hier is die suurdeeg. En nou sien ek in my geestesoog hoe hierdie disippels daar sit. En die manne is honger. Het jy al ooit 'n honger man op 'n braai gesien? Skielik beweeg die vuur. Ek weet nie of jy geweet het nie, Johannes is die disipel spesifiek wat die meeste geskryf het oor kos. En hy het altyd geskryf oor brood. So ewe skielik, toe Jesus sê daar's nie brood nie, toe is Johannes stil. Hy praat altyd. En ewe skielik is hy stil. Want die man is honger. Hy's honger, hy's fisies honger.
Jy al besef in 'n huwelik, is daar altyd twee tipe persone. Die een wat by die braai sê, is die vuur al reg. Dis al laat, dis 7 uur. En die ander een wat sê, dis al amper 11 uur, ons gaan nou begin braai. En hulle is altyd met mekaar getroud. Is soos die een wat 'n lysie het en die ander een wat net doen wat hulle wil. Ek is die een wat net doen wat ek wil. My vrou het daarom die lysie, so prys die Here. Maar hier is hierdie manne, hulle is honger en nou sê Jesus, ek praat nie oor brood nie. Hier is iets anders wat ons eers moet vasmaak voor ons verder gaan. Sien, Jesus het nie vrees gehad nie. As hy vrees gehad het, was hy nie God nie. Maar hy was bang dat hulle sou teruggaan na daai plek van die Fariseërs en die Sadduseërs waar hulle onderwerp word aan die wet. Hy was bang hulle sou teruggaan na daai plek toe waar hulle lewe, hulle geloof, hulle huis beheer word deur die sonde en deur wet en deur godsdiens in plaas van deur die waarheid van Christus. Daarom skryf Jakobus, Jesus se broer, later hierdie. Hy sê Jakobus 4 vers 7, kom ons lees saam. Dit sê, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle wegvlug. Die woord onderwerp beteken hierdie. Die woord onderwerp beteken hierdie. Kom ons lees saam. Dit sê, om jouself gehoorsaam te maak aan iets. Soos Jakobus sê, onderwerp julle aan God. Dan sê hy, maar maak jouself gehoorsaam aan hom. Maak jouself gehoorsaam aan sy waarheid, aan sy gees, aan sy seën, aan sy lering. Want nog gaan altyd 'n fariseer wees wat ons gaan terugtrek na die wet toe. Hy sê, en dis die manier hoe ons die vyand teenstaan. Dis die manier hoe ons daai leuns in ons lewe teenstaan. Dis die manier hoe ons die duiwel teenstaan, is bly gehoorsaam aan die Here. Want sien, elke lering wat ek kry, elke waarheid of valsheid wat ek inneem en aan vashou, myself aan onderwerp, elke ding beïnvloed hoe ek gaan optree, hoe ek gaan praat, waarvan ek gaan getuig, en een interaksie, een valsheid, waaraan ek my onderwerp, kan die res van my lewe begin beheer. Sien, wat was die leer van die Sadduseërs en die Fariseërs? Dit was eenvoudig. Hulle het gesê, jy word gered deur die wet te onderhou. Jy word gered deur godsdienst te beoefen. Inteendeel, hulle het gesê, maar Jesus kan nie die seun van God wees nie. So hier praat Jesus en hy sê, maar pas op hiervoor. En dan daag hulle uit. Pas op vir die suurdeeg. En dan sê hy, maar kom ek leer julle reg. Voordat hierdie goed kom. Kom ek leer julle waarin julle moet onderwerp. Sien, Jakobus skryf oor onderwerp, waaronder jy jouself moet gehoorsaam maak. Hoekom? Want hy was deel van hierdie oomblik. En hy sien wat gebeur as iemand val vir leuns, of vir valshede, of vir iets wat nie van God af is nie. So nou kom Jesus en hy sê, maar kom ek leer julle reg. Hier's goed wat brood is, wat nie suurdeeg is nie. En dan vra hy, wie sê die mense is ek? En hier staan Simon Petrus op. En hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En nou sien ek in my geestesoog, hoe Jesus na Petrus toe kom, en hy is so trots, en hy sê, geseënd is jy, Simon, seun van Jona, geseënd is jy, want die Vader self het hierdie vir jou gewys, en dan sê hy vir Petrus hier, die bekende vers, Matteus 16 vers 18, en ek sê vir jou, kom ons lees saam, Matteus 16 vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So jy is Petrus. Petrus beteken rots. Maar dan sê hy eintlik vir hom, maar nie op jou rots nie Petrus, op hierdie rots wat Christus is, gaan ek my kerk
bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hier is wat vir my mooi is van dit. Dis sy belofte vir die kerk. Ons is die kerk. Met ander woorde, dis sy belofte vir jou gesin, vir jou huis, vir jou besigheid. Pieter sê vir my so 'n bietjie speel, dankie. Die oomblik as ons onderwerp aan die heerskappy van God, is hierdie belofte vir ons. Ons noem Matteus 16 vers 18, noem ons die bruilofsbelofte. Die bruilofsbelofte. Hoekom? Want in Openbaring kom Christus en hy stel homself voor as die bruidegom wat weer sal terugkom vir sy bruid. En sy bruid is die kerk. So sy belofte is, solank ons onderwerp aan hom, gaan hy voor ons kom staan en hy hou aan verklaar en hy sê nie eers die doderyk sal deur my by jou kan uitkom nie. Ek beskerm jou teen die pile van die bose, teen elke mag of krag, teen elke aanslag. Dis die belofte vir die bruid. Nie eers die doderyk sal by jou uitkom nie. Dis vir my so mooi. Ons sê baie keer in voorhuwelikse sessies, sal ons vir die manne vra, onthou jy verteenwoordig Christus, is jy bereid om voor jou vrou te gaan staan, en om te sê, nie eers die doderyk sal deur my gaan, om by jou uit te kom nie. Want dis die bruilofsbelofte. En alles begin by hierdie eenvoudige onderwerping aan die Here. Dit beteken my ja vir Jesus, bring hierdie belofte in werking, waar hy sê die doderyk sal nie jou huis oorweldig nie, sal nie jou gesin oorweldig nie, sal nie jou finansies oorweldig nie. Ja, dinge gaan skeefloop, maar nie eers die doderyk sal dit oorweldig nie. Gaan nie jou huwelik oorweldig nie, gaan nie jou dorp oorweldig nie, nie eers die doderyk nie. En dan gaan hy verder, Matteus 16 vers 19. En hy sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Hierdie is nie net 'n ding wat Jesus sê om mooi te klink nie. Hierdie is 'n emosionele, geestelik belaaide woord. Want hy het geweet hy's op pad om te sterf. En nou sien ek in my geestesoog hoe Jesus vir Petrus nader trek en hy sê, maar my seun, ek gee vir jou die sleutel om oop te sluit en om toe te sluit. Wees verantwoordelik met dit. 'n Sleutel sluit altyd 'n deur oop of toe. So wat Jesus bedoel met hierdie vers, is dat hy die sleutels vir die kerk gee, vir die liggaam gee, vir die familie gee, om die deure van die koninkryk van God vir mense oop te maak. Om deure vir mense oop te maak, in geboue soos hierdie, in hulle huise, in die media, waar ook al dit is, om van hom te hoor, om te groei in hom, om sy woord te leer ken, om gees vervul te raak. Hy gee vir ons die sleutels om deure oop te maak wat mense bekendstel aan Jesus en hulle uitnooi en sê, kom kyk my God en sien sy liefde vir jou. Dis wat dit beteken. Ons het die sleutels ontvang, die vermoë of die mag ontvang om deure oop te maak sodat mense van Jesus kan hoor of om dit toe te maak. So Jesus sê vir Petrus, hy sê Petrus, ek sit hierdie sleutel in jou hand om deure oop te maak sodat mense van my kan hoor. Maar jy kan dit ook toemaak. En dan gee hy hierdie woord.
Die laaste ding, hy gee vir hulle hierdie woord. En. Die woordjie en in hierdie vers. Dis nie 'n oorgang nie. Dis 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing. Hy sê Petrus, wat jy toesluit op aarde, sal toegesluit bly in die hemel. En wat jy oopsluit op aarde, sal in die hemel oopgesluit bly. So met ander woorde, Petrus, as jy die kerk se deure toemaak, daai sleutel draai, dat die deur toegaan voor mense en nie die goeie nuus verkondig nie. Nie bid vir genesing nie, nie kinders na my toe bring nie. Beteken dit, Petrus, dat daar deure is wat toegaan vir mense om in die koninkryk in te stap, want hulle was veronderstel om van my te hoor by julle. Julle maak die deure van die hemel vir hulle toe, maar as julle dit oopsluit, Petrus, gaan mense my leer ken, my leer lief hê, en hulle gaan saam met my stap. Ons sê altyd, en ons glo dit nie, ons kan nie genoeg kerke in ons dorp hê nie. Daarom bid ons bid vir al ons kerke, ons bid dat die Here almal sal gebruik. En dit is hartseer as 'n kerk hulle deure moet toemaak, want dit beteken die sleutel word gedraai op sekere mense. Maar ons 'n rol wat ons speel, so daar's hierdie dringendheid in Jesus se stem. Sluit dit oop, Petrus. Hier is die bruidsbelofte. Die bruidsbelofte is altyd hierdie. As ek my onderwerp aan hom, en nie aan die suurdeeg van fariseërs en leuns en opinies en al die goed nie, sal hy tussen ons en die magte van die doderyk staan. En nie net dit nie. Hy gee vir ons die vermoë om mense aan hom bekend te stel. Dat mense na ons kyk en Jesus sien. As hulle ons sien, moet hulle hom sien. As hulle ons sien, moet hulle hom hoor. As hulle ons sien, moet hulle hom ervaar. En alles begin by onderwerping. Kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ek wil vandag vra, onderwerp jy jou nog aan die waarheid van Christus? Of het die suurdeeg van die fariseërs, die media, Facebook, in jou gees en jou gedagtes begin inkom? Onderwerp jy jou nog aan die waarheid van sy gees? Onderwerp ek my aan leuns of aan sy waarheid, al maak dit my ongemaklik en ek verstaan nie, hoekom is hy nou met hierdie besig nie? Want Here, ek het iets anders nodig. Onderwerp jy jou nog aan sy woord? En as ek doen, is die bruilofsbelofte vir jou vandag. Nie eers die doderyk sal jou huwelik, of jou huis, of jou besigheid, of jou skool kan oorweldig nie. Inteendeel, die deure gaan oop wees vir mense om hom daar te sien. En mag dit vir jou so wees. Mag dit vir jou so wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U hier is vandag. Dankie Heilige Gees vir 'n oomblik in U teenwoordigheid. Here, ons wil vandag vra as daar enige leuns is. Enige leuns wat sê, hierdie ding gaan nie uitwerk nie. Die Here gaan nie opdaag nie. As daar enige suurdeeg is, dan vra ons nou, Heilige Gees, kom vat daai suurdeeg uit ons harte uit en vervang dit met U waarheid. En ons verklaar daai waarheid oor elkeen hier vandag. Ons weet, so baie van ons bid vir iets en ons vra, Here, mag daai waarheid ook in ons lewe wees, nie eers die doderyk sal hierdie ding kan stop nie. Ons verklaar dit, ons glo dit vir elkeen hier vandag. En mag dit so wees, Here, dat mense in ons U sal sien
En dat een interaksie met 'n fariseer ons nie sal aftrek en wegtrek van U nie. Maar hou ons naby U bors. Hou ons naby U hart. En ons eer U daarvoor vanoggend. En ons verklaar Jesus, ons het U so baie lief. Dankie Here dat U hier is. En almal sê saam, amen, amen. Kom ons sing 'n laaste lied en dan gaan ons die seën doen. Ons gaan die seën so 'n bietjie anders doen, so ek gaan vra dat jy jou hand somme op iemand se skouer sit as jy gemaklik is daarmee, of steek jou hande uit na iemand toe, en dan gaan ons die seën saam sing vanoggend, en ons sing hierdie oor mekaar. En voor ons dit doen wil ek vra, onthou om jou vroukonferensiekaartjie te kry, of gee jou naam daar agterop, en ons kinderkerk en al daai dinge begin ook weer volgende week. So kom ons steek ons hande uit na iemand, of sit jou hand op iemand se skouer, en kom ons sing die seën vanoggend oor mekaar. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Verstrui myne, aan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei.
se weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Verspreid my lig, gaan leef my liefde, my kind ontrou, ek is altyd daar. En almal sê saam, amen. Dankie dat jy hier was vandag, mag die Here jou seën, mag jy 'n goeie week verder hê, kry asseblief koffie daar agter, as jy nog bietjie wou kuier na die tyd, en ons sien jou volgende week.